Goeiedag liefde, ek hoop het gaan goed met jou. En weer eens so baie dankie vir elkeen van julle wat kommentaar lewer hierdie week vir ons boodskappe stuur en saam met ons net hierdie week tyd spandeer om net dieper in God se waarheid in te delf en net te bedink waar gaan ewigheid en waar gaan verhouding met ons hemelse Vader. Dit wys my eintlik dat so baie mense wat hulle ken wat vir wie hulle lief is, maar nog steeds hulle het snaakse dinge wat hulle aanhang. Hulle glo dinge soos daar's baie tyd om hulle lewens reg te maak of erger. Hulle glo daar's baie paaie wat lei na die hemel toe. Nou Maandag het ons oor hierdie hele goeie mens argument gepraat. Dinsdag spesifiek het ons gepraat oor mense wat hulle hele lewe lank God verwerp, maar dan glo eendag kan hulle by die hemel instap. Woensdag, gister het ek met julle gesels oor hierdie leuen dat baie mense glo alle paaie lei na die hemel toe. Maar vandag wil ek 'n ander kant van daai selfde gedagte met julle bespreek. Die idee dat God moet aanpas by my opinie, by die wêreld se opinie. Jy het dit al gehoor, mense sê ek glo nie Jesus is die enigste weg nie, maar ek glo God sal tog maar my hart verstaan. Hy is mos nou 'n nice God, Of as ek opreg is, sal God tog nie verwag ek moet net een pad volg nie. Solank my hart net reg is, dan kan ek mos enige pad volg. Maar geliefde, opregtheid verander nie die realiteit nie. Kom ons gebruik weer net 'n eenvoudige storie. Gister se storie het ek mos gepraat oor as iemand my nooi om by hulle te gaan eet. Nou stel jy voor ek sit my eie roete aan mekaar, om by jou huis te kom. Jy nooi my vir ete en ek besluit self hoe gaan ek al kom. Jy gee vir my spesifieke rigting. Jy sê vir my Swartkoppie Suid, links op die R59, dan af by Kliprivier en dan ry op teen die bil tot waar jy by my huis ek vasry. Maar ek besluit, ek dink jou roete pas my nie. Ek voel gemakliker om eerder net noord te ry. Ek gaan net nie suid gaan nie, ek gaan noord ry en ek gaan net bly ry. Wat gaan gebeur? Ek gaan nie by jou uitkom nie. Nie omdat ek sleg is nie, ek is 'n goeie mens, ek is dalk nog 'n lekker bestuurder, ek ry mooi, ek doen die lewe goed, maar omdat ek in die verkeerde rigting is ek verkeerd. Baie mense dink God behoort al gevoel te oorweeg, hulle intensies, maar geliefde, God is nie 'n GPS, as ek Engels kan gebruik wat jy kan override nie. Hy is die skepper van die hemel en aarde, hy is die Here, hy bepaal die roete na die hemel toe, hy is die roete. Paulus help ons vandag verstaan waarom nie elke mens outomaties net 'n kind van God is nie, want dis ongelukkig baie mense dink, dit is nog 'n redenasie, baie mense dink ek is 'n goeie mens, ek het 'n goeie hart en ek gaan net eendag in die hemel instap. Nou dis wat Paulus vir ons kom sê, hy sê vir ons, nie almal wat afstam van Israel is kinders van God nie, maar die kinders van die belofte word as sy nageslag beskou. Daai is Romeine 9 vers 8. Wat sê Paulus nou eintlik hier vir ons? Hy sê jy word nie God se kind omdat jy bloot bestaan nie, omdat jy geskape is nie. Hy sê jy word sy kind omdat jy sy pad, sy roete aanvaar, die pad van Jesus. En dan sê Paulus ook vir ons in Efesiërs 5 vers 1, hy sê volg God na soos geliefde kinders. Let op. Wat doen 'n kind? Ek wil amper sê 'n normale gehoorsame kind doen die volgende, hulle volg hulle ouers. Hulle maak nie hulle eie roete en verwag God moet dit net sien nie. Nou mag dalk mense sê jy het nog nie seentjies gehad nie. Jy is seker 'n dogtertjie papa Jacques. Ek het 2 dogtertjies. Hulle is redelik, soos die Engelsman sê, compliant. Hulle volg maar ons roete. Seentjies mag dalk anders te wees. Maar wat doen 'n kind? 'n Geliefde kind, hulle onderwerp hul hart aan die Vader se leiding. Dit beteken nie God probeer mense uitsluit nie. Nee, dit beteken God wys die wêreld die enigste deur. Hy wys vir ons die enigste deur na die hemel toe, na sy hart toe, is deur Jesus Christus. Dit is wat genade is. Dis nie engheid nie. Dit is wat liefde is. Dit is nie iets wat ons beperk nie. Dis wat waarheid is en nie opinie nie. Geliefde, as ek dit net vinnig kan saamvat, God verander nie sy roete hemel toe, omdat ek en jy ons eie waarheid verkies nie, omdat hierdie wêreld sê nee, ek weet beter nie. Nee, die ding is wel, God gaan niemand forceer om sy rigting te ry nie, of sy pad te moet volg nie. God is nie so nie. Die wêreld sal 10.000 paaie vir ons aanbied, maar net een pad lei werklik na lewe. Net een lei na die Vader. Net een roete bring jou werklik huis toe. Daardie pad is Jesus Christus. En as jy die lewe sinvol wil lewe, stel ek voor jy laat toe dat Jesus beheer vat van jou GPS. Jy moet hom vra, en dis hoe jy dit gaan regkry, jy moet hom vra om beheer te vat en dan vertrou dat sy pad is die beste pad vir jou lewe. Geliefde, ek hoop hierdie week so oordenkings maak vir jou sin. Ek hoop dat jy uit hierdie ek sal self mentaliteit sal uitkom en eintlik die Bybel sal optel en soek na
'n tasbare, sinvolle verhouding met Jesus Christus. Want daar is waar werklike wysheid is. Dit is waar die lewe regtig sin en betekenis kry en dis waar jy werklike vrede gaan beleef. OK, kom ons bid saam. Hemelse Vader, vandag is ons so dankbaar vir die geskenk van Jesus Christus. Soos ons naby in die tyd kom van die einde van die jaar waar ons opbou na Kersfees toe en Kersfees gaan eintlik maar alles net oor Jesus. Kersfees is Jesus en in hierdie feestyd en aan die einde van die jaar is my hartsbegeerte en hierby beleef is ons hartsbegeerte dat soveel meer mense 'n keuse sal maak vir Jesus Christus, dat hulle sal 'n roete kies wat lei na ewigheid toe en nie hulle eie koppe sal volg nie hulle eie dinge sal doen nie, maar werklik sal besef die lewe maak eintlik eers sin wanneer Jesus ons lewens lei, wanneer hy die rigtingaanwyser is vir ons pad. Here, dankie dat hierdie pad aan die hemel toe vir ons duidelik uiteengesit het en daarom kan ons met vrymoedigheid vertrou in u waarheid. Dis ons gebed vandag in die mooi naam van Jesus bid ons dit. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre gaan in vrede. Totsiens.